Oom Jans is een van die min ware kunstenaars wat nie kuns maak vir die halsbandjie nie. Oom Jans het 'n visie. Die mooi storie verhaal wat gebaseer is op ware gebeurtenisse van hierdie kunstenaar Abraham wat in sy omgewing gewoon het, vir wie hy raak gesien het, maar ook nie raak gesien het nie. So dit gaan eintlik oor hoeveel het hy raak gesien van wat regtig om hom aangaan terwyl hy besig was met sy filmmakers. En dit die verhaal van Abraham is dan die verhaal van die kunstenaar wat raak gesien word, wat toevallig parallel is met my verhaal ook so 'n bietjie. Heilig is die lewe, die geskenk van alles wat is. Dis die gawe ons gegee, sodat ons ook lig kan sien. En ek het 'n bietjie 'n dag of wat saam met oom Jans deurgebring na so waar ek vir Jackie, my vrou, gevat het vir 'n audisie. So toe was sy nog nie my vrou nie. Ons het eers op die stel van Abraham getrou. Ek kry toe met dag vir dag klein taakies om te verrig vir oom Jans. Jy is nooit aangestel as die komponis of die skrywer van die skoor nie. Jy het net nog goed om te doen. Ek moet 'n liedjie skryf, ek moet hierdie ouens opneem, ek moet daai ouens opneem, sy mense wat nou gaan kom audisie doen vir die film. Hy wil hoor hoe klink hulle stemme, ek neem hulle liedjies op en later vra hom Jans vir my, skryf nou vir my 'n tema lied, want hy hou nou so half en half 'n bietjie van, jy weet, van die goed wat ek nou doen. So as ek nou 'n tema lied kan skryf en ek dink ek het hierdie geskryf. Langs 'n stofpad ver in die Kanaland hang 'n lewensdroom aan 'n garingboom in die eerste straat oor die aardse rand in 'n blomkombers tot die verste ver sien jy nou sien hy jou luister na die stem vir jou sien jy nou sien hy jou luister na die stem vir jou Is daar iemand wat my wil, of is daar iemand? Daarso is aan die einde van die verhaal, as jy die verhaal gekyk het, dan het jy iets geleer. Jy weet self nog nie miskien presies wat dit is nie, maar daar is in jou besig om goeders te verander. En ek het in oom Jans se verhale, het ek baie lesse geleer. Persoonlike lesse, maar ook breë lewenslesse. Die les van Abraham, die verhaal, het my persoonlik baie diep geraak. Ons kan in ons lewens, ons eie lewens sidestep, bypass. Ons kan, as ons wil, kan ons alles wat belangrik is vermy. Ons kan Facebook die hele dag en ons kan Twitter en dat ons nooit enigiets hoef te doen vir waarde. Daai opsie bestaan vir elke mens. Die verantwoordelikheid om op te staan is jou eie. Om iets te wil doen, is jou eie keuse. Ons staan voor die afgrond. Jy kan spring of jy kan vlieg. Jy kan kies. Al die opsies is daar. Of jy hoef nie eers die afgrond te erken nie. Jy kan gaan terugsit. Jy kan doen net wat jy wil. Dis jou verantwoordelikheid. Weet jy waar het die wind sy spoor gevind? Die wind, wat alle mens verbind. Sy spore sal jy vind in die fluister van 'n kind. Gelykstaande aan Etienne Leroux, Eugene Marais,
sal Jans Rautenbach bekend word vir sy bydrae wat hy vir die Afrikaans gelewer het. Hy was nog altyd ons beste filmmaker. En ek dink Abraham gaan wys hy is nog steeds. Hy is Jans Rautenbach. Ek sê iets.